Welkom by hoofstuk 4 van Ontdek 201. In hierdie hoofstuk praat ons oor geestelike oorlogvoering. Ek wil jou herinner om die studie in die boek te doen en al die verse bidend te oorweeg. Ek dink veral in hierdie hoofstuk is dit baie belangrik om mooi op te let oor wat die skrif werklik leer. Paulus skryf aan die Korintiërs en hy skryf op verskeie plekke vir hulle, daar staan geskrywe. Hy begin in 1 Korintiërs 1 vers 19 en hy stel seker goed reg en hy sê, want daar staan geskrywe in vers 19, in vers 9. Vers 13 sê dit weer, want daar staan geskrywe. Hy gaan in hoofstuk 2 vers 9 en hy sê, want daar staan geskrywe. In vers 16 sê hy, want daar staan geskrywe. En in hoofstuk 3 vers 19 sê hy, want daar staan geskrywe. En dan in 1 Korintiërs 4 vers 6 sê hy hierdie woorde. Hy sê, hou jou binne die perke wat God gestel het. Die NIV stel dit mooi, hy sê, do not go beyond what is written. En ek dink, hierdie som vir ons basies op, veral wanneer dit kom by geestelike oorlogvoering, moet ons hierdie voorbeeld volg van Paulus en van Jesus, om te sê, ons moet bly by wat geskrywe staan. Ons moet alles wat ons sê, veral rondom geestelike oorlogvoering, wanneer dit kom by die duiwel en demone, moet ons seker maak dat dit wat ek glo, dit wat ek weet, dit wat ek verstaan, is gefundeer in wat die skrif sê. En veral hier is dit belangrik om 5 verse voor en 5 verse na te lees, om seker te maak dat hierdie vers wat ek dink sê wat dit sê, sê werklik wat dit sê. Want anders gaan ek op 'n dwaalspoor beland, en onthou net, veral wanneer dit kom by die duiwel, by demone en by geestelike oorlogvoering, as ek die verkeerde goed glo, kan dit my geloof en ander se geloof baie skade laat ly. So, ek wil Paulus se woorde herhaal in jou, do not go beyond what is written. Maak seker dat dit wat jy weet en dit wat jy glo, werklik in die skrif staan. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Paulus sê in Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Met ander woorde, daar's werklike oorlog aan die gang. En jou oorlog is nie teen die president nie, is nie teen 'n politieke party nie, dis nie teen SARS nie, dis nie teen die ander lande in die wêreld nie. My en jou, as kinders van die Here, se oorlogstryd is teen Satan en sy demone. En dit is belangrik, ons moet ons vyand ken. En ons oorwinning lê nie in onsself nie, dit lê nie in my wapens nie, dit lê nie in my krag nie, en dit lê nie in my planne nie. Om die waarheid te sê, my en jou oorwinning lê aan die kruis van Jesus. Hy het vir ons die oorwinning gegee. En 1 Johannes 4 vers 4 stel dit eintlik die heel beste. Hy sê, hy wat in julle is, dis Jesus Christus, hy wat in julle is groter as die duiwel wat in die wêreld is. So ons het reeds die oorwinning, en ons moet dit weet, en ons kan in oorwinning leef, ook oor die vyand. Nou, in jou studie-aanleiding sal jy sien, daar's 11 dinge wat ons moet weet van Satan. Nou die verse is daar, ek wil jou aanmoedig om die studie heeltemal in te vul en deur te gaan, maar ek wil net 'n paar van die onderwerpe aanraak. Ek gaan nie almal doen nie, so jy moet die studie self ook doen. Maar kom ek raak net 'n paar aan. Nommer 1, wat weet ons van Satan? Is hy's 'n gevalle engel. Ons lees in Openbaring, hy's die draak, hy's die slang, hy's die duiwel, en hy's in die hemel saam met die demone gegooi, want hulle was in rebellie teen God gewees. Dis die een ding wat ons weet. By punt nommer 3 sal jy sien, onthou nou punt nommer 2 moet jy self gaan invul. Ons lees dat Satan voer oorlog teen die gelowiges. Dis wat Efesiërs 6 vers 10 sê. Ons is in 'n oorlog gewikkel. En hierdie gaan 'n lewenslange oorlog wees. Hy gaan gereeld oorlog voer teen my en jou, en hy gaan seker maak, hy doen alles in sy vermoë, laat ons val. Nommer 6, jy moet nou die res doen, Satan wil die woord kom steel, sodat mense nie sal glo nie. En ons lees dat Jesus sê dit in sy eie woorde, dat die saad het op die klipbank geland, en die voëls het gekom en die saad kom oppik. Nou die saad hier is die woord. En dan sê Jesus toe met sy disippels praat, die voëls is Satan, wat as die ware die woord wil kom steel, dat dit nie kan wortel skiet in hulle harte nie, en hulle nie glo nie. Ek en jy moet weet, dis een van Satan se strategieë. Nommer 8, Satan wil gelowiges laat val en hulle in sonde laat beland. Satan wil jou getuienis diskrediteer. Hy weet dat solank jy getuig, is jy 'n gevaar vir hom. Solank jy getuig, brei jy wie se koninkryk uit.
Jesus se koninkryk. Wanneer jy getuig, kom mense tot bekering en dan verloor wie die siele? Satan verloor die siele. En hy weet dit. En die enigste manier hoe hy werklik kan seker maak jy hou op om te getuig, ofwel, nie hou op om te getuig nie, mense glo jou nie, is deur om jou in sonde te laat val, dat mense na jou kyk en dink, maar jy is skynheilig en jy sê sekere goed, maar jy doen ander ding. En ons weet, partykeer val ons almal. En dit is wat Satan wil doen. Hy wil jou laat val en dan wat hy wil doen is hy wil jou vrymoedigheid van jou beroof sodat jy nie verder getuig nie. Punt nommer 11, Satan kan weerstaan en oorwin word. Jakobus 4 vers 7 lees ons, onderwerp julle dan aan God. So die sleutel hier is, ek moet myself onderwerp aan God se gesag, ek moet myself onderwerp aan sy woord, ek moenie, hoe sê Paulus, don't go beyond, do not go beyond what is written. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle wegvlug. Nou, let gou hier op, voor ons na die wapenrusting gaan kyk. Hier is baie duidelik, dat ek en jy word nie opgeroep om Satan te gaan aanval nie. Ons word nie opgeroep om 'n gemeentegroepie bymekaar te maak en op die hoeke van die strate te gaan sing en Satan te probeer verwyder. Nie, natuurlik is die mag in ons hande om duiwels uit te dryf, demone uit te dryf en mense wat duiwelbesete is, maar hier gaan dit meer oor om hom te weerstaan sodat ek self nie in versoeking en sonde beland nie.